toe Jesus sy disippels gekies het hy nogal 'n interessante groepie mense gekies. Daai 12 wat saam met hom gestap het. Die woord sê vir ons dat hy die hele nag in gebed gespandeer en by sy Vader gehoor. Jesus sê hy het niks gedoen as die Vader dit nie vir hom gewys het om te doen nie. En hy het niks gesê as hy dit nie by die Vader gehoor het nie. So Jesus spandeer die hele nag en die volgende dag gaan hy uit en hy vind mense wat besig is om te werk, nie lui mense nie. Hulle was besig om vis te vang en net reg te maak. En hy stap en hy roep sy eerste disippels. Ek weet nie of julle geweet het dat al die disippels behalwe een van hulle was jonger as 20 jaar nie. Ons sien prentjies wat geteken is. Hierdie laaste avondmaal van Leonardo da Vinci is 'n klomp ou mense wat daar sit met baarde en hulle lyk na sulke wyse ouens. Hoekom sê ek dat almal van hulle jonger as 20 jaar was? Want toe Jesus vir Petrus sê, toe hulle van vra, maar betaal julle nie die tempelbelasting nie? Toe sê hy vir Petrus, gaan vang 'n vis en betaal die tempelbelasting vir ek en jy. En al die disippels was daar, al 12 en Jesus. Net Petrus en Jesus was bo 20 jaar. As jy 13 jaar oud was, dan het jy 'n rabbi begin volg. Dan het jy agter 'n rabbi aangeloop. Hulle kon enigiets gewees het van 13 tot 20 jaar oud. Maar ek sal skat die gemiddelde ouderdom was omtrent 15 gewees. Maar Jesus kies hulle. Nou, op 'n paar plekke dan spreek hy hulle aan en sê hy vir hulle, my little children. Was interessante karakters gewees. Petrus was baie vlugtig met sy mond. Die Here moes hom 'n paar keer stil maak en vir hom sê, this is my beloved son, listen to him. Toe hy op die berg was en hy wou drie sulke altare bou. En ons sien dat die twee ander, hulle het nie eintlik die groep bo hulle self gestel nie. Hulle het hulle ma aangestel om vir hulle vir Jesus te kom vra, vir hom te sê, maar kan hierdie twee kinders van my nie maar 'n bietjie favoritism kry nie. Kan jy nie die een aan jou linkerkant laat sit en die ander aan jou regterkant in die hiernamaals nie. En dan sien ons een ou wat eintlik 'n bietjie getwyfel het, ou Thomas. Nadat Jesus nou opgevaar het en almal het vir hom gesê, maar ons het die meester gesien en Thomas was nie daar nie. Toe sê hy, as ek nie die merke in sy hande sien nie, sal ek dit nie glo nie. So hy was die ou twyfelaar gewees. Hy het altyd getwyfel. En toe sê Jesus vir hom, man, druk jou vingers hierso binne in die gate in, dan weet jy dit is ek. En dan het hy nog 'n ander interessante ou gekies. En hierdie ou was eintlik die ou wat die mees begaafde was van die klomp. Hy het konteks gehad. Hy was ou wat selfs die geld hanteer het. Hy het rondgeloop met die geld en hy het die geld spandeer, né? Op die ou ende was hy die een wat Jesus verloon het. Hy sê vir my, ek moet vir julle vra, sou Jesus jou gekies het as jy daar was? Hoekom sou Jesus jou gekies het?